Goeiedag, ek is Tertius en ons is besig met 'n reeks waar ons praat oor hoe om 'n lewe van oorwinning te lewe in die tyd waarin ons is. En dit is 'n meer lerings as wat dit dagstukkies is. So dis nie enkel boodskap nie, almal val in konteks met 'n reeks lesings plus minus so 50 plus lesings wat ons gaan doen. Ons is nou by die 22ste lesing besig. En dis kort 10 minute plus minus video's. So, mens kan nie in diepte hierin ingaan nie, so ek moedig jou aan, kyk na die voriges, want ons baie goed wat ek in die vorige video's herhaal wat vir jou gaan sin maak, as ons praat oor 'n enkel onderwerp, en later van tyd sal ons in baie van hierdie onderwerpe baie meer dieper delf. Hierdie is 'n oorsig om jou te help om 'n begin te kry, om hoe begin jy die pad te stap, om 'n oorwinning te kan lewe. En vandag gaan ons gesels oor die onderwerp vergifnis. Nou vergifnis is 'n ding wat 'n mens baie kan vashou in jou lewe. As ek dit moet opsom, dan wil ek vir jou sê dat onvergifnis maak jy jouself die slaaf daarvan. As jy mense nie vergewe nie, hulle het jou teen lank al vergeet wat hulle aan jou verkeerd gedoen het, maar jy bly dit binne in jou opkrop. En die gevolg daarvan is dat jy die vryheid nie kan kry nie, want jy bly haat en jy bly vashou en jy bly teruggaan daarna. En vergifnis is 'n ding wat vir ons vry maak. Ons het in 'n vroeëre lesing gesels oor belydenis van sondes en vergifnis, en in 1 Johannes 1 vers 9 gaan dit baie daarmee gepaard. Maar ons gaan 'n gedeelte lees in Matteus 18, is 'n langerige gedeelte, ek gaan dit maar heeltemal deurlees en dan gaan ons daaroor gesels. Vers 21 tot 35. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra: Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets teen my verkeerd gedoen het? Selfs 7 keer? Jesus antwoord hom en sê, ek sê vir jou, 7 keer, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met 'n koning wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. Toe hy daarmee begin, is een amptenaar hom toe gebring wat hom miljoene rand geskuld het. Hy kon dit nie betaal nie, en daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders alles wat hulle het verkoop en die skuld betaal moet word. Die man het vir hom neergeval en gesoebat, gee my tog uitstel, en ek sal jy alles terugbetaal. En die koning het hom jammer gekry, en hy het hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. En net 'n stukkie wat ek hierop wil ingaan, waar hy praat van 70 maal 7 keer, beteken nie 'n sekere getal nie, maar dit verwys meer op 'n getal wat amper onmoontlik is om soveel keer, ek dink is 490 keer 'n dag, dat iemand iets teen jou verkeerd gaan doen. Maar 7 is ook die volmaakte getal in die Bybel, so dit simboliseer dat dit 'n getal is wat net onmoontlik is. Wil jy amper sê om dat iemand soveel goed teen jou kan doen. So die Here sê, maak nie saak wat iemand aan jou gedoen het nie, vir jou om daarvan vry te kom, gaan jy moet vergewe. En dis nie maklik nie, maar dit is iets wat God deur sy genade en sy krag vir ons gegee, waar ons in die vorige reeks so baie oor gesels het. En dan in vers 28 sê hy, toe daardie man buite kom, het hy een van sy mede-amptenare raakgeloop wat hom net 'n paar rand geskuld het. Nou, hy die koning miljoene geskuld, en hierdie ou het hom net 'n paar rand geskuld. Hy het hom gegryp en gewurg en gesê, betaal wat jy skuld. Sy mede-amptenaar het voor hom neergeval en gesmeek, gee my tog uitstel, ek sal jou betaal. Maar hy wou nie, en hy is daar weg, en hom in die tronk laat gooi, totdat hy die skuld betaal het. Toe sy mede-amptenaar sien wat gebeur het, was hy diep teleurgestel, en hulle het alles wat gebeur het, vir hulle koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal en vir hom sê, jou skurk, al hierdie skuld het ek jou afgeskryf, omdat jy my gesoebat het. Moes jy nie ook jou mede-amptenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie. Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word, totdat hy al die skuld betaal het. So sal my Vader, wat in hemel is, ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Met ander woorde, hierdie is 'n gelykenis, is 'n storie wat vertel van iemand wat vrygeskel is van skuld. En ons is in Christus vrygeskel van alles. Alles wat ons verkeerd gedoen het. En dis ook 'n verwysing daarna, dat ons sal besef, maar niks wat iemand teen my kan doen, is groter as wat Jesus my voor van vergewe het nie, vir wat ek verkeerd gedoen het nie. So niks wat hy hier vir ons vra, is te groot vir ons om te sê, maar ons kan ook vergewe nie. En hierdie man het miljoene geskuld, maar hy was nie bereid gewees om die wat hom bietjie geskuld het, vry te spreek soos hy vrygespreek is nie. En die gevolg daarvan is,
Hy het die gevangene geword van sy skuld, van sy onvergifnis. En dit is die punt wat ek gemaak het in die begin. As jy nie kan vergewe, as God jou vergewe het nie, dan word jy 'n slaaf van 'n onvergifnis. Jy is die een wat emosioneel daaronder gaan ly. Jy is die een wat onder depressie gebuk gaan. Jy is die een wat met al hierdie goede gaan sit. En dit klink na harde woorde. En ek weet die wêreld daar buite vertel vir jou nie, maar dis okay dat hierdie dinge gebeur. Jy kan maar so voel. Maar die Bybel praat 'n ander taal. Die Bybel praat van vergifnis om iemand te vergewe, om vry te kom van dit wat vir jou kan vashou in die lewe. En vergifnis het baie ander invloede in ou se lewens. Een van die dinge wat my baie aangeraak het is Matteus 6, waar Jesus vir ons leer van die Onse Vader wat ons so goed ken. Dan sê hy vir ons hoe ons moet bid, en dan kom hy by vers 12 en dan sê hy, vergeef ons oortredinge, net soos ons die vergewe wat teen ons oortree het. So as ek nie vergewe nie, en ek bid die Onse Vader om dit nou so te stel, dan spreek ek eintlik 'n oordeel of 'n vloek oor myself uit, want ek sê vergewe my net soos ek daarin nie wil vergewe wat iets teen my gedoen het nie. En die Bybel is 'n boodskap van rekonsiliasie en vergifnis. En dit is wat ons moet verstaan. Vergifnis is 'n groot houvas in jou lewe, waar die vyand jou kan terughou om 'n lewe van oorwinning te lewe in die tye wat ons is. En dan Jakobus 5 vers 16 gaan hy verder en hy koppel dit aan die volgende. Hy sê, bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar dat julle gesond kan word. En wat ek ook gevind het in die bediening is dat onvergifnis is 'n houvas tot baie probleme in jou lewe, insluitende ook siekte. Enige ding, of dit bevryding is van houvasse oor jou lewe, emosionele houvasse, houvasse wat die vyand as gevolg van sonde oor jou lewe het, as jy nie kan vergewe nie, dan gee dit die vyand, ons het vorige lesing daaroor gepraat, dat gee dit hom reg tot jou lewe om jou te vernietig en jou seer te maak, want dit is sy doel. Vergifnis is nie iets wat ons lig moet opneem nie, maar vergifnis is iets wat ons moet doen, en dis nie te groot gevra vir dit wat Jesus ons van vergewe het nie. As hy ons kan vergewe, en hy het ons sy gees gegee wat binne ons lewe, dan het ons daai potensiaal om te kan vergewe, maar dis 'n besluit wat ons moet neem. Dis nie 'n gevoel nie, dis 'n besluit om te neem om te sê, ek gaan dit doen, maak nie saak hoe ek voel nie, en God sal die werk self verder doen, maar dit maak 'n mens vry. Onvergifnis sit 'n binding op jou lewe, en gee die duiwel reg om jou lewe te vernietig. Ek hoop jy dit geseënd gevoel, deel dit met ander mense, kyk na die ander video's, die inligting is op die einde van die skerm, en mag jy 'n geseënde dag hê.